Praat Kids, dis ek, Juffrou Lazelle. Welkom terug na nog 'n fun en exciting les in ons bergpreekreeks. Nou, wie van julle kan onthou wat ons laasweek geleer het? Dis reg, ons het gepraat oor hoe om mense aan hulle vrugte te ken, wat mos hulle dade en woorde en keuses is. Nou, die rede hoekom Jesus vir ons gesê het om na mense se vrugte te kyk, is omdat mense baie keer sê dat hulle goed is en hulle sê hulle is Christene en selfs dat hulle profete is, maar hulle eintlik is nie. Nou, wanneer mense julle slegte vrugte het soos haat en woede en leuns en skinder, dan is hulle boom sleg en al sê hulle nou hulle is goed, hulle vrugte sal vir ons nou eintlik die waarheid wys. Nou julle hierdie week se les uit Jesus se bergpreek is amper dieselfde as laasweek se les. Dit word nou genoem ware en valse disippels. En dit gaan alles oor hoe Jesus eendag na ons hartjies gaan kyk om te sien of ons waar of vals is. Nou in vandag se les gaan ons leer dat om 'n ware disipel van Jesus te wees, gaan nie net oor wat ons aan die buitekant doen nie, maar dit gaan ook oor om Jesus waarlik aan die binnekant te ken. Maar voor ons nou begin julle, kom ons maak ons oë toe en bid en dan kan ons 'n paar liedjies saam met mekaar sing vir Jesus. Liewe Jesus, dankie vir hierdie splinternuwe dag en vir elke kind wat kyk. Ons is net so bly dat ons weer by mekaar kan kom en meer oor U en die woord leer. Maak asseblief ons hartjies oop om te verstaan wat dit beteken om werklik te ken, U te ken en U disipel te wees. En Here, soos ons vir U sing en dans, vul asseblief ons hartjies met vreugde en excitement. Ons is net so lief vir U en ons gee net hierdie les oor aan U. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So okay julle weet seker nou wat se tyd dit is. Dis nou tyd om op julle voete te staan, julle arms uit te strek en ons amazing koning nou saam met mekaar te aanbid. I know the plans I have for you declares the Lord. I know the plans I have for you declares the Lord. Plans are
in the eye of the storm. Wow, julle, was dit nie net so awesome nie? Ek love dit net om Jesus elke week saam met julle te aanbid. Nou, voor ons met ons les begin julle, het ek 'n klein vraagie om julle te vra. Het julle al ooit iemand gehad wat voorgegee het of hulle nou jou vriend is, net om iets eintlik van jou af te kry? Ja, byvoorbeeld, dink daaraan, miskien het iemand met jou nou gespeel, net sodat hulle eintlik met jou speelgoed kon speel. Maar toe hulle nou klaar met jou speelgoed gespeel het, toe wou hulle nou nie eintlik meer by jou wees nie. Of julle miskien het iemand nou by jou gesit, omdat jy populêr is en hulle wou inpas, maar toe niemand nou kyk nie, toe loop hulle nou weg en hulle wil toe nou nie meer by jou sit nie. Nou, julle, ek het al baie mense gehad wat voorgee om my vriend te wees, sodat hulle iets van my af kan kry. En laat ek julle vertel, dis nie lekker as jy nou uitvind, hulle het jou eintlik nou net gebruik nie. Nou, in vandag se les julle, praat Jesus oor iets wat nogals dieselfde is. Hy praat van mense wat sê dat hulle hom volg, en hulle doen selfs ewen goeie dinge, maar diep binne in hulle hartjies, julle behoort hulle nie regtig aan hom nie. Julle sien, laasweek het Jesus mos nou vir ons gesê, dat ons kan herken of mense vals of waar is, deur na hulle vrugte te kyk. Maar hierdie week sê hy, dat hy al klaar weet wie, waar en vals is, nie deur om na hulle dade te kyk nie, maar deur na hulle hartjies te kyk. Kom ons lees gou wat Jesus hieroor gesê het in Matteus 7 vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Wow, julle, Jesus wys nou vir ons dat nie almal wat soos 'n Christen lyk, regtig aan hom behoort nie. Julle sien, jy mag dalk al die regte dinge doen en sê soos om kerk toe te gaan en kerkliedjies te sing en ewen die armes te help, maar dit maak jou nie 'n Christen nie. En dis hoekom Jesus gesê het, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Want julle sien, dit gaan nie oor die woorde wat ons sê nie, dit gaan oor ons hartjies en of ons regtig aan Jesus behoort. Nou, kom ek wys gou vir julle eintlik wat ek bedoel. Hierso by my het ek nou 2 koevertjies, soos julle kan sien. Nou, soos julle kan sien, hierdie koevertjies lyk al 2 basies dieselfde en op hulle is daar nou geskryf aan Jesus. Nou, kyk mooi, hulle lyk mos nou aan die buitekant presies dieselfde. Maar kom ons kyk nou wat is binne in hulle. Kyk, kom ons maak die eerste ene oop. Dis 'n mooi rooi hartjie. En daar's ietsie op hom geskryf. Kom ons kyk wat dit sê. Dit sê, ek is lief vir Jesus. Is dit nie net so cute nie? Nou, julle, hierdie koevert en hierdie hartjie, julle, is nou eintlik Christene wie se liefde vir Jesus waar is. Hulle sê nou nie net dat hulle 'n Christen is nie. Hulle bedoel dit, julle, hulle hart behoort regtig aan Jesus, soos julle nou hier kan sien. En hulle bedoelings is waar. Maar kom ons kyk nou wat is in die ander koevertjie. Want hy lyk mos nou presies soos die ander ene. So kom ons kyk. Ag nee, dis 'n swart hartjie. Wie hou nou van swart hartjies? Niemand nie, né?
En op hom geskryf is valse disipel. Dis terrible. Nou, mense sou dink dat in die koevertjie sou daar nou ook 'n rooi hartjie gewees het. Want hy lyk mos nou presies soos die eerste hartjie wat koevert wat 'n rooi hartjie moes nou ingehaat het. Maar ongelukkig staan nou hierdie swart hartjie daarin. Nou hierdie swart hartjie en hierdie koevert verteenwoordig mense wat lyk asof hulle Christene is, maar hulle hartjies is eintlik ver van Jesus af. Nou, julle sien, eendag gaan ons almal voor Jesus staan en ons gaan almal wil hemel toe gaan. Maar dan gaan hy na ons hartjies kyk om te sien of ons ware of valse disippels was. En Jesus, kyk nie na ons vrugte om te bepaal of ons nou waar of vals is nie. Omdat hy kyk nou na ons hartjies. Want julle sien, partykeer doen mense nou goeie dinge, soos soos kerk toe gaan en praise and worship liedjies sing. Maar hulle doen dit eintlik vir die verkeerde redes. Partykeer sê en maak mense asof hulle nou Christen is, net sodat hulle in die hemel kan inkom. Maar hulle is nie regtig lief vir Jesus nie en hulle wil hom nie regtig volg nie. En ongelukkig gaan party mense nie hemel toe kan gaan nie, as gevolg wat in hulle hartjies aangaan. En Jesus gaan vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Nou, ek weet dit klink dalk weird, want hoe kan Jesus wat alles weet, sê hy het nooit iemand geken nie? Wel wanneer Jesus sê, ek het julle nooit geken nie, dan bedoel hy nie, hy het nie van hulle geweet nie, hy bedoel, daardie persoon het nooit 'n verhouding met hom gehad nie. Byvoorbeeld, jy mag dalk alles weet oor jou gunsteling YouTuber of sportster, maar dit beteken nie dat julle mekaar eintlik persoonlik ken en 'n verhouding het nie. En dit is wat Jesus nou bedoel het toe hy dit gesê het. Ons mag dalk dinge oor Jesus weet, en hy weet ook wie ons is, natuurlik. Maar dit beteken nie dat ons 'n verhouding met hom het nie. Julle sien, 'n ware disipel van Jesus is iemand wat Jesus persoonlik ken en die wil van God doen. En net daardie mense gaan eendag in die hemel ingaan. Nou, miskien wonder julle, hoe word ons nou eintlik soos die koevert met die rooi hartjie in, sodat ons ware disipels van Jesus kan wees? Wel ek het nou vir julle 3 eenvoudige maniere wat julle kan doen. Nommer 1, spandeer tyd saam met Jesus. Julle sien, om 'n verhouding met iemand te kan hê, moet jy mos nou tyd saam met hulle spandeer. Kan jy net imagine dat jy sê, iemand is jou beste vriend, maar jy praat nooit met hulle nie, en jy spandeer ook niks tyd saam met hulle nie. Dit sou crazy wees, nee? Nou, op dieselfde manier kan ons nou nie sê dat ons Christene is en 'n ware disipel van Jesus is, as ons dan nie met hom praat en tyd saam met hom spandeer nie. So, van nou af, praat met Jesus in gebed en spandeer tyd saam met hom deur jou Bybel te lees en luister na wat hy vir jou sê deur sy woord. Nou, kom ons kyk gou na die tweede ding wat ons kan doen om 'n ware disipel te word. Doen God se wil. Julle sien, Jesus het gesê, net die wat die wil van my Vader doen, sal in die hemel ingaan. Nou, ons almal weet, Jesus se Vader is mos nou God. So, hoe doen ons wat God se wil is? Wel dis maklik. Ons moet eenvoudig net gehoorsaam wees en doen wat God se woord vir ons sê. Wat mos nou die Bybel is, Nou, die Bybel sê vir ons eintlik die volgende: as julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. Nou, dit is Jesus se eie woorde wat in die Bybel neergeskryf is. En hy sê, as ons vir hom wil wys dat ons hom liefhet, dan moet ons doen wat die Bybel sê. En wanneer ons dit doen, dan word ons ware disipels van Jesus. Nou, kom ons kyk gou na nog een ding wat ons nou kan doen om ware disipels van Jesus te word. Nommer 3,
laat toe dat Jesus jou hart verander. Julle sien, in die ou einde, al wat gaan saak maak wanneer ons voor God staan, is ons hartjies, en of ons ware of vals disippels is. En net Jesus kan ons hartjies verander hier op aarde. Nou, hoe laat ons hom nou toe om dit eintlik vir ons te doen, julle? Wel, ons moet bid en hom vra om dit vir ons te doen. Julle sien, ons moet Jesus vra om enige iets in ons hartjies wat nie van hom af is nie, weg te vat en dit met, te verander met meer van hom en dat ons meer soos hom kan wees. Maar julle, hier's nou die ding. Jesus gaan nie ons hartjies dwing om skoon te kom nie. Hy gaan eenvoudig net vir ons dinge uitwys wat nie reg is in ons hartjies nie en wat ons moet verander om dit reg te maak. En dit is ons keuse om dan gehoorsaam te wees en daardie dinge in ons lewens te verander. Nou, julle, voor ons vandag se les gaan afsluit, wil ek hê ons moet eintlik gou 'n vinnige harttoets doen om te sien wat 'n soort disipel ons nou is en om te sien of ons nou ware of valse disippels is. En om dit te doen, julle, moet julle nou hierdie volgende paar vrae in julle hartjies antwoord. So kom ek vra julle die vraag. Praat jy net met Jesus wanneer jy iets nodig het? Is jy gehoorsaam aan God en doen wat die Bybel sê? Maak jy asof jy 'n Christen is, maar diep binne het jy nie regtig vir God lief nie? Volg jy Jesus net sodat jy hemel toe kan gaan? Nou, julle, as jy hierdie vraag eerlik in jou hartjie nou geantwoord het, en jy het dalk vandag nou besef dat, miskien is jy soos die koevert wat lyk soos 'n Christen, maar jou hartjie is ver van God af, dan wil ek nou nie hê jy moet paniekerig raak en bekommerd wees nie. Jesus is nie kwaad nie. In fact, sy boodskap van vandag is eintlik 'n uitnodiging om 'n ware verhouding met hom te kan hê. Sien dit nou eintlik as 'n wake-up call om jou hartjie te verander en nader aan hom te groei. En al wat jy moet doen is om jammer te sê en daardie maklike stappe te volg wat ek nou vir julle gegee het. Nou, voor ons gaan afsluit julle, gaan ons gou 'n fun craft maak om ons te help vandag se awesome les en alles wat ons geleer het te onthou. Is julle gereed? Awesome, let's go! Wow, julle, ek love net hierdie craft. Ek dink julle gaan nou net soveel van hê om dit te maak. So, maak asseblief seker dat julle dit download en daarmee begin sodra ons les verby is, deur na die beskrywing van vandag se video te gaan en op die blou link te klik waar dit sê, hier is vandag se crafting.
Nou, ek wil nou hê julle moet kyk na al die crafts wat julle nou ingestuur het vir laasweek se les en net kyk hoe amazing julle gedoen het. Wow, julle, baie dankie dat julle crafts ingestuur het. Ek het dit so geniet om julle kreatiwiteit te sien in hierdie craft. Julle goeie en slegte vrugte lyk eintlik net so cool en amazing. So well done julle almal. Ek kan nou nie wag om te sien hoe julle crafts van hierdie week gaan uitdraai nie. So julle onthou asseblief om dit nou vir my in te stuur of op WhatsApp of deur nou julle foto in die comments van ons craft post op Facebook te los. Nou, voor ons gaan afsluit julle, kom ons staan gou eers weer 'n bietjie op en dan sing ons nog 'n liedjie saam met mekaar vir Jesus, want ware disippels hou daarvan om vir Jesus te aanbid met hulle hele hart. Wow julle, dit was net soveel van gewees. Kom ons maak gou ons oë toe sodat ons nou kan bid. Liewe Jesus, dankie vir vandag se les en dat U ons lei om 'n verhouding met U te kan hê. Vergewe ons asseblief as ons hartjies ver van U af is. En help ons asseblief om ware disippels te word. Help ons om nie net te sê dat ons Christene is nie, maar help ons om dit uit te leef in ons dade en ons hartjies. Verander asseblief ons hartjies om meer soos U sin te word en help ons om U woord te gehoorsaam, maak nie saak wat nie, want ons wil ware volgelinge van U wees wat elke dag vir U leef. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. Wel julle, dis nou ons les van vandag. Nou onthou nou, ware disippels is nie net mense wat God se woord hoor nie. Hulle is mense wat God se woord doen. So hierdie week, kom ons leef soos ware volgelinge van Jesus. Kom ons wees gehoorsaam aan sy woord met hartjies wat hom nou liefhet, hom gehoorsaam en vir hom skyn oral waar ons gaan. Ek sien julle nou in die volgende een.
Bye julle.